Ons groet u vanuit Lofdal gemeente, is altyd lekker om die woord van die Here aan u te bedien en vanaand ook weer met u 'n bietjie te praat oor 'n onderwerp wat ek glo baie belangrik is in die tyd waarin u en ek lewe. En ek kan onthou baie jare terug het iemand vir my gesê toe hulle verwys het na die teken van die kruis. Toe sê hulle dat die teken van die kruis staan vir armoede en van ellende. Dit was my verbasend dat die persoon dit sê en hy het ook daarop gesinspeel dat baie van die kerke wat 'n kruis voor die kerk het, daardie kerke het 'n vloek op hulle. En nou ja, ek wil graag vanaand vir u sê dat ek glo dat vir ons as kinders van die Here verstaan ons dat die kruis baie meer as dit beteken en dat ons nie die kruis aanbid nie, maar dat die gedagte wanneer ons oor die kruis praat en wanneer ons dan ook die belangrikheid van dit wat aan die kruis van Golgotha gebeur het aksensieer, dan gaan dit nie oor die kruis, die hout wat daar staan nie, maar dit gaan oor dit wat op die kruis plaasgevind het. En ons sien in hierdie gedeelte wat in Markus die 8ste hoofstuk sê, en toe hy die skare saam met hom, sy disippels na hom geroep het, sê vir hulle wie agter my wil aankom met homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mense hom ook skaam, wanneer hy kom in heerlikheid van sy Vader met sy heilige engele. Nou wil ek Romeine 1 vers 16 gebruik as die teksgedagte waar die apostel Paulus skryf, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hy sê dat ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus nie. Ek kan onthou, baie jare terug het een van die evangeliste, pastoor Ivan Browning, het hy vertelde dat sy pa by geleentheid, toe hy groot kruis om sy nek gehad het sy pa by hom gekom en hom so op die bors getik, toe sê hy, seun, jy moet nie die kruis voor jou nek hang nie, jy moet die kruis in jou hart hê. En ek dink dis min of meer wat ons verstaan wanneer ons praat van die kruis van die Here Jesus Christus, dat ons nie 'n simbool aanbid, naamlik die kruis nie. Jy weet, pastoor Reinhard Bonke het eendag iets pragtig gesê wat my baie diep getref het, toe hy gesê dat daar die horisontale balkie wat so lê staan vir die gevallenheid van die mens, die feit dat die mens vir homself niks kan doen nie, dat die mens in daardie posisie is dat hy 'n verlosser en dat hy 'n verlossing nodig het. Hy sê maar wanneer ons kyk na daardie vertikale streepie wat oor daardie horisontale streepie kom, dan vorm dit die kruis en dit maak dan daardie krag van God los in die wêreld, sodat mense gered kan word en dat mense verlos kan word. En daarom is dit baie belangrik dat ons as gelowiges sal verstaan, en dis die konsep wat ek graag vanaand met u wil bespreek, is dat as daar nie 'n kruis is nie, is daar ook nie krag nie. En ek het baie keer gewonder in my lewe, is dit nie dalk die rede waarom daar so baie kragtelose Christene is nie. En vriende, ek sê baie vir mense, en ek glo dat ek kan dit vanaand met die kykers op Kruiskyk ook deel en die mense hier in die kerk, dat 'n mens weet wanneer jy jou krag verloor het. 'n Mens weet of jy nog op daardie plek is waar die heerlikheid van die Here in en deur jou werk. Maar ek het so baie keer gevind dat mense by my kom en sê vir my, pastoor, ek kan nie verstaan nie, ek het nie meer daardie krag om weerstand te bied nie. Ek het nie meer daardie krag om te bid nie. Ek het nie meer daardie krag om standpunt in te neem vir die naam en saak van die Here. En die apostel Paulus sê dat hy skaam hom nie vir die evangelie van Jesus Christus, want hy sê, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En kan 'n mens dit dan vanaand sê, dat die oomblik wanneer ek hierdie evangelie van Jesus Christus, wat die krag van God is in staan, en die krag van daardie evangelie, dan weet ek daar's 'n krag van God wat saamwerk om wonders en tekens te bewerkstellig, en wat sondaars kan red, en wat mense kan bring op daardie plek, dat hulle die nuwe lewe in Christus kan ervaar. 'n Mens dink maar net as Jesus die kruis sou vermy het, as die Here Jesus sou besluit het dat hy nie aan die kruis sterf nie, ons weet dat hy het dit gedoen, hy het gesterf aan die kruis, maar in Johannes 10 vers 18 sê die Here Jesus hierdie woorde, hy sê, niemand kan my lewe van my wegneem nie, ek lê dit vrywillig af.
Met ander woorde, dit was nie 'n situasie dat die krag van die mense wat hom in gevangenskap geneem het, geopenbaar en gemanifesteer het, dat Jesus aan die kruis gesterf. Nee, Jesus het dit vrywillig gedoen. Hy het soos 'n lam, sê Jesaja 53, het hy na die slagplek gegaan en sy lewe vir u en vir my afgelê. En jy weet wat vir my die beste deel is dat terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons in die misdade en sonde en ongeregtigheid vasgevang was, het die Here Jesus aan die kruis vir ons gesterwe en het die voorsiening bewerkstellig sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy weet, ek dink baie keer daaraan vir mense, en 'n mens praat daarvan dat die Bybel praat almal wat dors is, kom na hom toe, of die dorstige siel dat hy na die Here toe kom. En 'n mens dink vir jouself dat wanneer 'n mens regtig dors word in 'n mens se lewe, dat die effek wat water het, wanneer jy in die woestyn is, ek het in die Kalahari groot geword, so ek kan so 'n bietjie vir u daarvan vertel, dat wanneer 'n mens daar dors word en daar is nie water om te drink nie, wil ek vir u sê, die oomblik wanneer jy lekker water in die hande kry, dan is dit soos manna wat uit die hemel uit in jou liggaam ingaan. Dis asof jy sommer nuwe krag kry en nuwe lewe kry en nuwe vermoëns vrygelaat word. En jy weet, dit is maar dieselfde wat Jesus kom doen het op die aarde, en dat hy vir ons lewe gebring het en lewe in oorvloed. As Jesus die kruis sou vermy het, as hy nie gou gesterf het aan die kruis van Golgotha, dan sou dit onmoontlik vir Jesus gewees het om saam met ons medelee op die aarde te hê. Die tweede ding, dit sou ook vir hom, hy sou nie daar die wonderlike ervaring gehad het om die mag van die dood en van die doderyk te oorwin nie. Dit sal ook nie gebeur het dat die ontslape heiliges, wat op daardie dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, sê die Bybel, het die grafte oopgegaan en die ontslape heiliges het uit die dood het opgestaan. Ek wil vir u sê, vriende, ek glo, dit moes die hart van die Here opgewonde en jubelend gemaak het, om te besef dat mense, soos wat die boek Hebreërs sê, vir hulle hele lewe lang aan vrees, aan slawerny onderworpe was, en die volgende oomblik toe Jesus sê, dit is volbringe, toe spring die grafte oop, en die ontslape heilige staan uit die dood het op. Man, dis daarom lekker om te weet, dat die God wie ons aanbid, het opgestaan uit die dode. Jy weet, baie van die godsdienste moet hulle verering bring aan mense wat bestaan het, maar ons God leef tot in alle ewigheid. Hy leef hier in my hart. En ons sien dat die Here die sonde en die ongeregtigheid aan die kruis verwoes het. Die Bybel sê dat God het Jesus sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En jy weet, dit bring by my 'n blye versekering in my hart, dat ek nie vanaand uit my eie prestasie, my eie vermoëns en my eie kragte kan so presteer dat ek so goed doen dat die Here sê, Martini is so wonderlik nie. Maar wanneer die Here vanaand na my kyk en na jou kyk, dan kyk hy deur Jesus Christus sy seun, en hy sien dat die volmaakte prys is betaal, die hele rekening is vereffen, want sy bloed het ons vrygemaak van sonde. Weet jy wat 'n waardering en liefde in my hart bring dit vir die Here Jesus Christus, dat hy vir my gesterf het, dat hy bereid was, toe ek 'n sondaar was, en sonde geleef het, en ongeregtigheid vasgevang was, dat hy, soos wat iemand het gesê het, al sou dit net jy alleen wees, of ek alleen wees, dan sou die Here vir ons gesterf het, en dan sou hy daar die prys betaal het, en vir ons die rekening vereffen het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Nou kom die Here Jesus, en hy sê vir hulle, vir hierdie skare, hy sê, as iemand agter hom wil aankom, het hy homself verloon, en sy kruis opneem, en ons met die Here volg. Nou ons weet, ons kan nie weer 'n kruis gaan haal, ons kan nie onsself kruisig nie, want dan sou dit werke wees, wat presteer, ons probeer dan deur werke om te kyk of ons God nie kan verheerlik nie, maar ek glo, dat die betekenis van die kruis, is ons verantwoordelikheid, teenoor die Here Jesus Christus. Jy weet, baie keer, vind ons dit dat mense so maklik 'n vrye godsdienst wil verkondig, waar hulle so maklik sê, daar's niks wat ons hoef te doen nie. En jy weet, dit is amper so sloppy godsdienst van die Here het alles gedoen, ons weet dat die Here het alles gedoen. Maar vriende, ek glo, daar is ook 'n verantwoordelikheid van my kant af,
dat ek ook vanaand my verantwoordelikheid moet opneem, en dat ek moet standpunt inneem vir die naam en saak van die Here. Ons sien dit so dikwels in die Bybel, dat die Here daarna verwys, wanneer hy met sy disippels gepraat het, en wanneer hy die bergpredikasies gelewer het, hoe dat hy hulle geleer het, hoe dat hy hulle hier die pragtige inligting wat van die hemel gekom het, na hulle toe gebring het, sodat dit hulle lewens kon verander. En daarom kom die Here en hy sê so pragtig, hy sê, almal wat dors het, kom na my toe. Almal wat klop, vir hulle sal oopgemaak word. Almal wat die Here soek, hulle sal vind. En jy sien, daar is 'n verantwoordelikheid by ons as mens, om die verantwoordelikheid op te neem. Jy sien, wanneer ons dit doen, dan word daar krag vrygestel. Die krag, dieselfde krag wat Jesus aan die kruis geopenbaar het. 'n Mens moet vir jouself dink, dat die krag van sonde wat aan die kruis gemanifesteer het, toe daar die rower wat langs die Here gehang het, om gespot het, en sê het, kry jouself aan die kruis as jy die Christus is, en laat ons afkom. Maar jy weet, daar was ook 'n ander rower wat gekyk het, en hy het genade raak gesien, en hy sê, Here, dink aan my. En die Here sê vir hom, voorwaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, die mens sien dat, hier aan die kruis is die spotter besig om te spot, maar die een wat die Here nodig het, genade raak sy hart. En die Here sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daarom kom die Here en hy sê vir ons, as ons agter hom wil aankom, dan moet ons onsself verloon, en ons moet ons kruis opneem. Dit is vir my baie interessant, dat die Here sê, ons moet onsself verloon. Ek het so baie keer gesê, en ek wil dit vanaand weer sê, dat ek dink in baie van ons geestelike probleme is onsself. Jy weet, baie keer is ons so maklik, jy weet, die ou moet net met my mooi praat, en hy moet net nie met my so maak nie, en hy moet net, weet, dit is baie keer so my, en ek. Nou sê die Here, jy moet jouself verloon, en jy moet jou kruis opneem. Ons moet self minder word, sodat die Here meer kan word. Dit moet nie vir my gaan oor my prestasie, en ek kan onthou jare terug het 'n man vir my gesê, pastoor, ek is 'n koningskind. Hy sê, en ek moet in die mooiste kar ry, ek moet in 'n splinter nuwe Mercedes-Benz ry. Hy het nou 'n vreeslike groot waardering gehad vir 'n Mercedes-Benz, en hy voel dat hy's 'n koningskind. En kom ek sê vir jy kan in daai pragtige blink Mercedes-Benz sit en ry, en jou hart kan nog steeds leeg wees. Sien wat die Here bedoel het, is dat ek met my van myself ontledig. En daarby sê ek nie vanaand dat ons daarby wil proklameer en verklaar dat 'n mens 'n sukkelende bestaan moet voer. Ek weet dat die Here voorsien na die rykdom van sy groot genade. Maar dit is nie my ingesteldheid by die Here om te kyk of ek maar die Here en mense kan beïndruk. Hulle my moet vra, watter soort kar ry jy? En dan sê ek, jy weet, ek ry daai Mercedes-Benz en ek is nou 'n kind van die Here. Kom ek sê vir jou, lewe sal getuig of jy aan die Here behoort. Iemand het eendag gesê dat baie van die ouens wat so lyk asof hulle 'n glimlag op hulle gesigte het terwyl hulle in daai kar ry, is eintlik die pyn van die paemente wat hulle elke maand moet betaal. Nou ja, ek wil vir julle sê dat ek dink die Here wil hê dat ons met dan met vrymoedigheid die Here kan loof en prys. Nou sê die Here, hy moet jouself opneem, self verloon en jou kruis opneem en die Here volg, en jy met die Here volg. Hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil, en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. In ander woorde, daar is krag in die evangelie van Jesus Christus. Kom ek sê vanaand vir u dat die krag in die evangelie van Jesus Christus is genoeg om die sondaar te red, en om mense vry te maak. Is my so mooi, op die dag van Pinkster, toe Petrus se dag gepreek het, onthou, hulle het nie 'n Nuwe Testament gehad. Hulle kon nie gesê het, jy weet, dit hier het Petrus gesê, of het Paulus gesê nie, hulle het nog die Ou Testament gehad. Maar hulle begin om die woord van die Here te preek, en die Here werk saam, en hy bevestig sy woord met wonders en tekens, en 3000 mense kom tot bekering. Kom ek sê vir die, daar moes krag vrygestel word. Die heerlikheid van die Here moes daar gewees het, dat 3000 mense oortuig geraak wanneer die woord van die Here verkondig word. Dink maar net aan die krag wat daar is in die evangelie van Jesus Christus. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Maar ons moet toelaat dat dit in en deur ons werk, en dat ons die draers word van die heerlikheid. Dan kom die Here, en hy sê in die 36 vers, hy sê, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, maar in sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir jou siel? Jy weet, die wêreld waarin ons lewe is baie keer ingestel om te kyk wat ons in die wêreld kan bereik, en hoeveel ons kan by mekaar maak. Terwyl ons sien dat die Here sê vir ons, dat ons moet skatte by mekaar maak in die hemel, waar mot en roes nie verniel, waar die diewe nie inbreek en steel nie.
Antwoorde, wanneer die Here kyk na dinge, wanneer ons by mekaar maak, moet dit dinge wees wat ewigheidswaarde het. Ek sê nie vanaand dat ons moenie werk nie, ek sê ook nie vanaand dat ons moenie goeie finansiële inkomste hê nie, ek glo dat die Here wil sy kerk seën. Maar vriende, dit moet nie so wees dat geld my moet beheer, of dat geld die motivering moet wees vir wat ek doen nie. Maar ek dink die belangrike ding is dat ek met die Here eerste stel. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. U sien, as my prioriteite reg is, sal ek sien dat die seën van die Here sal vrygestel word. En daar sal dinge na my toe kom wat ek nie eens gevra het nie. Daar sal dinge gebeur en verhogings kom en daar sal prestasies plaasvind en daar sal bevordering kom wat ek nie eens gedroom het. Die mense sal na my toe kom en sal my sê, man, ek wil graag vir jou 'n beter posisie gee. Ek wil graag vir jou hoër salaris gee. Maar jy sien dat ek met die koninkryk van God soek. Dit moet my gedagte, my ingesteldheid wees. Dan sal die Here byvoeg en hy sal voorsien in dit wat ons nodig het. Maar wat baat dit die mens dat hy baie geld het? Iemand het eendag gesê, dat jy kan niks uit hierdie wêreld wegneem nie. En toe vra hy vir die gemeente, het jy al ooit in jou lewe 'n lijkswa met 'n venterwaandjie agter gesien? En regtig, toe steek het Tannie haar hand in die kerk op, en sy sê, pastoor, ek het al een gesien. Nee, ek weet nie waar hy op pad was nie, maar waarvan ek kan verseker, dat in daai venterwaandjie was daar niks wat daai persoon kon saamvat, as daar 'n lijk in die lijkswa was nie. Want die Here sê, naak het ons in die wêreld kom, is ook duidelik dat ons naak hier sal uitgaan. Maar die belangrike ding is, dat dit wat ons by mekaar maak, dit wat ons in die wêreld, en kom ek sê vir die, daar is soveel plekke wat ons kan belê vanaand, as kinders van die Here. Dink maar net die belegging, wat jy vanaand kan maak in jou eie kinders. Dink aan die belegging wat jy kan maak in jou eie familie, dat die dag wanneer jou kinders groot word, en hulle ook groot is, dat hulle kan sê, dat ek wil ook die Here dien, soos wat papa en mama die Here gedien het. Dink die belegging wat ons kan maak in mense wat saam met ons werk, wat baie keer so verward en onseker is, en baie keer so deur die storms van die lewe geslaan word, en weet dan baie keer kyk ons na die ou, en sê, weet daai ou Koos, hy is daarom 'n mislike ou. Nou kom ek sê vir die, baie keer, as ons met Koos gaan praat, en ons hoor die storms wat daar iemand deurgaan, dan kan ons harte sag word, en sê, Here, ek gaan vir Koos bid, ek gaan vra dat U vir hom gaan deurdra, Here, ek gaan hom ondersteun. Onthou die Bybel sê, op julle wat sterk is, rus die verantwoordelikheid van hulle wat swak is. Ons het 'n verantwoordelikheid as die kerk van die Here, dis deel van die dra van ons verantwoordelikheid, dat ons ander mense sal help, dat ons ander mense sal beïnvloed, en dat ons belegging sal maak in die koninkryk van die Here. Dink maar net baie keer aan mense wat dalk nie toegang het om kerk toe te kom nie, en jy kan net jou motor vat en sê, ag, jy weet, ek het nou 'n lekker motor, ek kan 2 mense oplaai kerk toe. En weet jy, dis goed wat nie meer gebeur nie. Ons probeer so vinnig as moontlik ontslae raak van ons verantwoordelikhede. Maar kom ek sê vir die, dis eintlik om verantwoordelikheid op te neem. Daar's 'n belegging, daar's miskien 'n ou tannie, 'n persoon wat nie meer 'n kar het nie, 'n persoon wat nie meer kan loop nie, en jy stap na daardie persoon toe en jy gaan sê, Tannie, maar ek gaan die verantwoordelikheid vat, ek gaan sorg dat Tannie dan ten minste elke Sondagoggend in die kerk kom. Kom ek sê vir die, dis skat in die hemel by mekaar maak. Daardie persoon wat jy kan help, wat jou hulp nodig het. En baie keer gaan die voorspoed leer van die tyd waarin ons lewe, maar net om wat ek self kan kry, en hoe bevoorreg ek en hoe geseënd. Weet, dit is so ek egoïstiese godsdienst wat verkondig word, terwyl die Bybelse godsdienst een is wat gee, wat belangstel, wat omgee, wat die ou langs jou sien, daardie persoon wat miskien vanaand nie kan bekostig om te studeer nie, wat miskien nie die geld of die middele het nie, en jy sê, maar Here, ek is in die vermoë om iemand te help en 'n belegging te maak in die mense lewe, het jy nou die dag, of 'n paar keer al gesien, in veral op Joel Osteen se program, hoe dat daar mense was, waar die mense gesê dat hierdie persone is miskien 'n buite-egtelike kind gewees, het miskien nie in 'n ouerhuis groot geword nie, maar daar was iemand, 'n onderwyser, of iemand wat in daardie persoon geglo het, en gesê dat ek gaan jou bystaan, en het die hoogste sport in die lewe bereik, maar jy weet jy, daar was iemand wat daardie belegging gemaak het. Kan ek vanaand vir jy sê, wanneer jy eendag voor God staan, dan sal jy agterkom dat daar die klein belegging wat jy gemaak het, by God 'n groot dividende gaan lewer, want jy gaan hoor dat die Here sê, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom ek sê vir jy, as ons rondom ons kyk vanaand, sal jy agterkom dat dieselfde wat Jesus gedoen het, toe hy op die aarde was, sien ons, dat die mense wat hy die meeste raak gesien het, was die tollenaars, die sondaars, en die mense wat swaar gekry het.
My altyd so mooi die gesindheid wat Jesus openbaar. Toe hy daar by Jerigo kom, sit daar 'n blinde man en hy bedel. Nou kom ons wees eerlik vriende, dis baie keer vir ons as kinders van die Here irritasie, dan as ons iemand kry wat bedel en iets vra. En jy weet, mense kan gesê dat die Here ook miskien sou gedink het, jy weet, hier sit 'n bedelaar, ek gaan by hom verbystap, maar hy roep na die Here, hy sê vir hom so pragtig, dat hy hom moet raak sien, dat die Here hom moet aanraak en die Here moet gesond maak. En ons sien dat Jesus by hom gaan stilstaan en hy vra vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? Hy sê, Here, dat ek kan sien. Weet jy wat vir my mooi is, lê in die woorde wat Jesus gesê het, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy sê, Here, dat ek kan sien. En by die vlak van daardie verwagting van die blinde man, ontmoet die Here met hom. Maar ek wil die vanaand aanmoedig, vriende, dat ons rondom ons kyk, en ons kan sien watter verskil kan ons maak in iemand se lewe, iemand wat ons nodig het. Iemand wat miskien vanaand in 'n situasie is waar hy moedeloos en moeg geword het. Kom ek sê vir u, ek het mense in my lewe ontmoet wat my sê, pastoor, ek sien nie meer kans vir lewe. Iemand vir my sê, pastoor, dis seker 'n sondaar. Nee. Weet jy, baie keer is dit kinders van die Here wat deur die lewe geslaan is, wat 'n leerstellings gehad, 'n man wat sy vrou gelos het, of 'n vrou wat haar man gelos het, en daardie persoon stik en geslaan, gebreek, sit in 'n situasie, nie weet wat om te doen nie. En baie keer stap die lewe by hulle verby, en stap baie kinders van die Here by hulle verby, sonder om raak te sien, dat eintlik is die kerk van die Here Jesus se verantwoordelikheid, van hulle wat ons nodig het, hulle wat na ons toe roep, en wat vra om hulp. Ek weet daar is die ouens wat ons misbruik. Ek het ook al baie so oorgekom, ek sê altyd in my eie lewe, dat ek voel ek sal eerder een keer te veel wil gee as een keer te min. So daar is baie mense wat my misbruik het. Maar kom ek sê vir die, dat op hulle gewete sal hulle eendag voor God moet rekenskap gee, as hulle my misbruik het. Maar kom ek sê vir die ander, was dit 'n groot bydrae gewees. Het dit 'n impak in daardie persoon se lewe gemaak. En ek glo dis wat die Here wil hê dat ons moet doen. En dat ons op 'n plek moet kom en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? En nou sê die Here, dat ons met ons kruis ons verantwoordelikheid opneem. Kom ek sê vir die, dis 'n lewe wat toegewyd is, want as 'n mens dink aan 'n kruis, dan beteken dit, dat ek is vasgenaal aan daardie kruis. Ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe vir Christus Jesus, my Here. Hy is die Here van my lewe, my alles behoort aan hom. Kom ek sê vir die, my motor, my huis, my meubels, my geld, alles behoort aan die Here. En die Here stel dit tot my beskikking, sodat ek kan bestuur, op so 'n mate, dat hy eendag vir my kan sê, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Wat help dit die dag as jy sterwe, dat jy baie goed by mekaar gemaak het. En jy kon miskien op soveel plekke in die lewe, in iemand se lewe 'n verskil gemaak het. Miskien iemand wat miskien vanaand jou nodig het. Iemand wat in hierdie week jou gaan nodig kry. Iemand wat miskien op 'n plek gaan kom en sê, dat jy kan my help, of ek staan op 'n plek waar ek hulp nodig het. Dat ons vir daardie persone Jesus sal wees. Kom ons neem hierdie verantwoordelikheid op. En dan sê die Here so praat, hy sê, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, en hierdie oorspelige en sondige slag vir hom, sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid en sy Vader van sy Vader met die heilige engele. Die Here wil hê dat ons standpunt moet inneem, dat ons nie moet skaam wees om te doen wat die Here vir ons vra nie. Dit is nie altyd getuienis nie, maar dit is om uit te leef wat die Here graag wil hê dat ons moet uitleef. Kom ons vra die Here vanaand, dat hy ons sal help, dat ons verantwoordelikheid sal opneem. Vader, ons sê vir u baie dankie dat u woord vanaand vir ons sê, dat ons onsself moet verloon, ons kruis opneem en u volg. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat hierdie woord hoor, dat u ons die krag en die genade sal gee dat ons sal doen wat die Here van ons vra. Here, dat ons u sal bely op die aarde, dat ons u verteenwoordiger sal wees, dat ons aan ander mense sal vertel en vir ander mense sal help en bystaan die wat ons nodig het. Want Here, ons vra dit in die mooie naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê amen.